Hallo aan al die kykers en baie welkom hierso by Milie FM se podcast studio vandag. Ek het vir Truzaan by my. Truzaan, baie welkom. Baie dankie, is vir my lekker om hier te wees. Truzaan is 'n arbeidsterapeut en sy het my vasgedruk vir 'n limfdreinering sessie nou die dag. En toe het ek besluit, hierdie is iets waaroor die algemene mense daar buite nie noodwendig eintlik kennis het nie. So dis 'n bietjie tyd dat ons vir ons kykers leer wat is limf. So Truzaan, asseblief val weg. Leer vir ons wat is limf of die limfstelsel wat in ons lywe is. Okay, so die limfstelsel of die limfstelsel is basies soos die rioolverwyderingsstelsel van die liggaam. Hy moet al die gifstowwe wat ons inneem, infeksie, al daai goed moet hy dreineer en dan nou uitskei dat dit nie in ons liggaam vasgevang word en dan ons siek maak nie. Okay. Nou, as daar 'n probleem met die limfstelsel is en hy kan nie normaal funksioneer nie, dan kan ons liggaam nie daai gifstowwe uitskei nie. En dan vester dit in die liggaam en hy maak 'n mens siek. En wat baie keer dan nou ook gebeur is dan die vog wat dan nou teruggehou word, wat nie saam met die gifstowwe uitgeskei kan word nie, veroorsaak dan dat mens begin swel. Dan kry mens nou 'n arm of 'n been of in die gesig, enige plek in die liggaam kan mens dan nou swel. Want die limfstelsel loop die hele liggaam deur. So oral waar daar are in jou liggaam loop, is daar limfvaatjies en die limfvaatjies moet dan nou die vog en gifstowwe opneem om na die limfnodes of die limfkliere te vat. Ja. Die limfkliere is waar al die skoonmaakproses gebeur om dan nou die gifstowwe te identifiseer en dit dan nou na die niere en die darmes toe te vat om uitgeskei te word. Ekskuus as ek jou nou interrupt. Ek het nou gou-gou vir jou 'n vraag. Wat veroorsaak die gifstowwe in die lyf? So dit gebeur van goed wat mens inneem. As mens dink die kosse wat mens net vandag inneem, hoe vol prosesseringsmiddels is daai kosse? Al daai gifstowwe, die limfstelsel is ook nie baie lief vir stysel of suikers of soutte nie. En al daai gifstowwe wat mens inneem uit die kos uit, kan van medikasies wees wat baie keer dit veroorsaak. Al daai goed maak dat die gifstowwe ophou en dan die limfstelsel blok. En dan kan hy nie normaal funksioneer nie. Is dit hoekom baie keer as mens so siek is, dan sê die dokter, jou kliere is geswel. Ja, want dis aan die limfkliere waarvan hulle seker praat. Dit is die limfkliere en dit is as gevolg van die infeksie wat die siek wees, die griep of die verkoue veroorsaak het. Okay. Wat maak dat die limfnodes dan nou blok en dan is hulle maar gewoonlik geswel en bietjie sensitief. Ja, want ek weet dan, ek onthou as kind, dan het hulle altyd so gesê, al die kliere hier hulle is geswel voel as altyd, mens siek is. Ja. So ja, die kliere in mens se liggaam, die belangrikste wat mens maar van weet, is maar die wat gewoonlik hier by die nek sit, onder die arm, elmboog, lies en agter die knie. Maar dit is nie al limfnodes wat die liggaam het nie. Die liggaam het tussen 600 en 800 limfkliere of limfnodes. Dis eintlik verskriklik baie. Waar daar ook in die maag sit, langs die wervelkolom af, tussen die ribbes, al daai plekke sit daar ook limfkliere. Wat alles in ons lyf aangaan is eintlik amazing, waarvan, ek meen as jy nie enigstens medies of enigstens in enige vorm van 'n mediese rigting geswat het nie, dan jy het nie die kennis van jou eie lyf nie, want ek meen ons het nie hierdie goeters in biologie op skool geleer nie. Nee, mens leer dit nie gewoonlik in skoolbiologie nie. En selfs wanneer jy medies swat word, is dit 'n baie klein deel van die kurrikulum. Ja. So byvoorbeeld, ons doen nie limfdreinasie in ons arbeidsterapie opleiding nie. Dit is 'n nagraadse kwalifikasie wat mens moet kry. Na die tyd gaan kry, Na die tyd. So almal is nie opgelei om dit reg te kan doen, om dan nou die limfdreinasie te doen, om die limfstelsel bietjie te help nie. Nou die limfdreinasie, dit is nou my volgende vraag, is dis wat jy met my gedoen het. Jy het met my 'n limfdreinering sessie gedoen. Wat is dit? Wat behels dit? Okay, so limfdreinasie, mens begin eerstens om al daai limfkliere of limfnodes oop te masseer. So is 'n baie ligte aanraking omdat hulle so oppervlakkig onder die vel sit. Van die limf sit tot net 3 mm onder die vel. Dis soos net hier. Dis soos net daar. So ja, mens begin deur al hierdie limfkliere wat ek nou genoem het in die nek, onder die arm, lies, agter die knie, hulle eers oop te maak. En dan as jy nou al hierdie limfkliere in die liggaam oopgemaak het, dan begin mens nou om op die limfvaatjies te fokus, om die vloei van die vog en die gifstowwe na die limfnodes te lei. Dat hulle dan nou hulle normale roete kan volg, om dan nou by die niere en die darmes te kan kom, om dan nou daai gifstowwe uit te skei.
En dan nou die vog wat dan nou skoon is, wat oorbly, word dan nou terug in die bloedsirkulasiesisteem ingepomp. En dit help dan nou obviously vir die general, ek wil amper sê, gesondheid, dat jou lyf dan kan flush en gesond word. Yes, ja, so en dan flush ons al die gifstowwe uit en dan voel die liggaam gesonder en mense het dan gewoonlik meer energie na so 'n sessie. Want al die gifstowwe wat mense nou ly en moeg laat voel het, is dan nou uitgewerk. Ja, want ek weet nou, toe ek gekom het vir my limftreinering sessie, ek het onmiddellik, ek meen, dis nou winter, ons almal het daai effense sinusdrip wat aan die gang is, so ek het 'n effense sinusdrip gehad, maar dis daai geval van, jy moet sluk, want die sinus is dik, jy sukkel om dit af te kry, en dis mos nou die goed wat 'n keelseer veroorsaak. Maar ek weet dit was vir my die weirdste gevoel, jy was besig om op hierdie arm byvoorbeeld, te dreineer, daai wat jy nou sê, jy het hom half teruggewerk hier na die lymfnodes toe. Yes, en die volgende oomblik, hoorie, toe voel ek net hierdie rush van sinus wat in my keel afloop, maar ek hoef nie eens te sluk of te enige iets nie. Dit stroom sommer net af van self. En dit was vir my amazing, want my logika het nou vir my gesê, my sinus sal dreineer as jy hier aan my sinusholtes werk. Maar ek meen, jy het hier aan my arm gewerk, en dit het 'n effek op my sinus gehad, en ek meen, neem aan, dis alles te doen met die lymfstelsel wat net skielik begin werk het. En ook omdat ons die lymfnodes hier in jou nek oopgemaak het eerste. Toe is daar spasie. Toe is daar spasie en dan begin die sinus dreineer. So dit is, lymfdreinasie help ook om die sinusse te begin dreineer. So as mens sukkel met sinus, kan lymfdreinasie ook help om daai sinus bietjie beter te laat dreineer. Ja, maar kyk, jy dink sinus is sommer maar net ook 'n sinus, maar kyk, sinus kan vir jou 'n sinuskopseer gee, dat jy plat getrek is. Ja, want hy blok als in jou gesig. En wat ook interessant was, is byvoorbeeld, jy het vir my gesê, ek het 3 weke terug, het ek so 'n erge sinusinfeksie spesifiek aan my linkerkant van my gesig gehad. So, dit was vir my so interessant, dat jy onmiddellik opgetel het toe ek daar lê, toe sê jy vir my, maar my linkerkant van my gesig is geswel. Ja, want as mens sien, as die sinus ook geblok is, dan blok die limf ook saam met hom. En dan outomaties word daar vog teruggehou in daai area. En dit is hoekom mens dadelik kan sien, as daar bietjie aan die een kant, bietjie 'n siekte was, of iets, ja. Want hy swel of hy lyk bietjie meer puffy of bietjie anders as die ander kant. Ja. So mens kan dit dadelik optel as daar een kant is wat bietjie meer geaffekteer is, waar die limf so bietjie ekstra aandag nodig het. Ja, en ek meen, ek kyk elke oggend vir myself in die spieël as ek my hare kam, en ek het glad nie eens opgelet dat my een kant van my gesig geswel is nie, maar julle wat nou die kennis het van dit, kan so iets onmiddellik agterkom, en dan weet, hoorie, maar dis eintlik 'n probleemarea wat hulp nodig het, as ek dit so kan stel. 'n Ander ding wat vir my ook so verskriklik interessant was, is, ek meen, jy het vir my gesê, ek moet water drink na die tyd. En na my jare se ondervinding weet ek moet water drink na die tyd. Maar hoorie, ek het daar by jou uitgestap, en seker 'n halfuur na dit, toe raak ek dors. Maar dit was nie net, ek is nou dors nie. Dit het vir my gevoel of ek 'n jaar lank in die woestyn is, en ek het nie water gehad nie. My tong was kirk droog, uitgedroog, sommer net so skielik van self. Amper daai gevoel soos wanneer jy die hele nag met 'n oop mond geslaap en deur jou mond asem gehaal het, want jou neus was toe, dan word jy mos in die oggend wakker, en jou mond so droog, jou tong so droog dat dit voel asof hy in jou verhemelte kan vasplak. Dit was net skielik uit die bloute uit, het my tong so kirkdroog geraak, en ek was dors. Dan drink ek, en ek drink water. Ek is seker deur 3 liter water na elkaar daar by jou weg is. En dan sit asof my tong nog steeds droog bly, en ek lei af, dit moet wees as gevolg van die limfdreinering wat ons gedoen het. Presies, want die limfdreinering, dit maak dit detox jou liggaam. So al die gifstowwe, al die vuil goed word nou uitgeskei, en as jy dan nou nie daai vog wat nou uitgeskei word, half vervang deur water te drink, kan jy ook begin dehydreer. So dis hoekom jy daai verskriklike droë gevoel in jou mond gehad het, is as gevolg van die detox wat ons gedoen het. En dan dink mens, jy is gesond, maar nou kom ek vir 'n dreinering, en toe is ek nou nie so gesond nie, want kyk nou hoeveel goed het toe nou kon eintlik dreineer uit my lyf uit. En wat vir my so amazing is dat ek het basies onmiddellik die effek gevoel. Dis nie dat ek was vir die dreinering sessie by jou, en nou moet ek binne die volgende week of so beter voel of gesonder voel nie. Ek meen, ek het instantly daai sinus gevoel dreineer. Ek het binne 'n halfuur gevoel, nou is ek dors. So daai dreinering het plaasgevind. En nou wonder ek nogal, mense wat, soos jy gesê het, hulle swel van die limf wat verstop is, het hulle ook so 'n instant effek dat die swelling minder is, of vat dit met die swelling bietjie langer? Kyk, mens sien partykeer 'n dadelike verbetering soos wat mens begin met die limfdreinasie. Kom ons vat nou byvoorbeeld, een van die oorsake van limfedeem kan ook wees as gevolg van kanker.
Byvoorbeeld borskanker waar limfkliere uitgehaal is. En dan begin die arm ons nou swel omdat daar nie genoeg limf oor is om daai gifstowwe wat in daai arm saamkom dan nou te dreineer nie. En dan as ons 'n limfdreinasie sessie doen en die handjie is baie puffy of so aan en mens begin werk, dan teen die einde van die sessie kan mens duidelik 'n verskil sien. Ons praat altyd as ons begin plooie sien op die hand of die arm, dan weet ons dit het gewerk. Want dit mens maak kan sin, sien ja. hoe die vel styf gespan is en soos wat ons werk, dan begin mens meer soos daai Die plooitjies op goed die sien. hand of die vel te sien. Okay, ja. Ja, so mens sien dit nogal. En ek neem aan dis 'n groot ding wat jy nou praat van die kanker is met die kanker, ek meen die mense wat daai chemotherapie kry en daai goeters, daai is tog 'n gifstof wat Dis hulle in ook jou lyf gifstof. eintlik insit. So ek neem aan dis iets wat ek weet nie, word dit vooraf vir kankerpasiënte gesê dat hulle moet gaan vir limfdreinering as hulle chemotherapie kry? Gewoonlik wat die dokters doen is as die pasiënt sê okay, hy voel nou hy begin swel, dan sal hulle verwys vir limfdreinasie. Mens wil graag hê hulle moet voor hulle begin met hulle fisiese behandeling kom vir limfdreinasie, maar dit gebeur nog nie altyd nie. Baie kere weet die pasiënt self of hulle het dalk by iemand anders se gehoor van limfdreinasie, dan kom hulle uit hulle eie uit. Om dan voor die tyd ook 'n lekker detox sessie te hê voordat mens begin met behandeling. Ek wil nou So ideaal, in 'n ideale wêreld sal dit goed wees as alle kankerpasiënte kan verwys word vir limfdreinasie voor hulle moet gaan vir 'n operasie of tydens chemo of bestraling. Ek dink nou aan daai ding van voorkoming is beter as genesing. genesing, So ja. as mens voor die tyd alreeds die lymfnodes lekker oopmaak, dan ek wil presies verstop hulle minder na die tyd. Ja, want mens kan soos wat hulle die gifstowwe inneem, kan mens help om daai gifstowwe dan nou weer los te kry Ja. en dan nou te dreineer. Nou, sê gou vir my nê, die limf wat so verstop. Ek weet jy het nou al gepraat van julle noem dit limfedeem. Limfideem, ja. Limfideem, spreek ek reg uit. Wat alles wat is die oorsaak van nog? Ek weet ons nou gepraat oor die kanker, maar wat veroorsaak dit nog? So limfideem word gewoonlik onder twee hoofopskrifte geklassifiseer. Jy kry jou primêre limfideem en jou sekondêre limfideem. Nou jou primêre limfideem is as jy gebore word met 'n defek in jou limfsisteem. Of daar is kanale wat nie reg geconnect is nie of daar's ergens 'n defek in die limfnode. So die limfnode het nie reg ontwikkel tydens gestasie nie. Dan word jy gebore met primêre limfideem wat dan nou ook jou 3 tipes het. Byvoorbeeld een tipe is teenwoordig met geboorte. So dan word 'n babatjie gebore met 'n geswelde armpie of 'n beentjie. Okay. Jou tweede tipe begin gewoonlik tydens puberteit. So as 'n persoon dan nou deur puberteit gaan, dan begin 'n arm of 'n been gewoonlik te swel. En jou derde tipe gebeur tydens menopause. Oh man, dan tref dit jou ook nog. Dan tref dit jou ook nog. En ja, mens sien dit nie gewoonlik voor die tyd nie. Mens sien net ewe skielik hier begin jy swel. En jy weet En nie dan is eintlik hulle- noodwendig eers hoekom nie. Hoekom nie? Want daar is nooit 'n toets gedoen om te sien die limfsisteem is geaffekteer nie. Ja. Mens sien dit basies eers as die simptoom begin wys wat dan nou die swelling is. Skus as ek nou so vra hierdie tipe, wat het jy dit nou genoem hierdie limf? Dis Die primêre limfideem. Is dit basies dan soos 'n birth defect? Ja. Presies, En ja. daar's niks wat mens daaraan kan doen nie. Daar is niks Dis nie, maar hoe mens dit moet is. maar net ook gereeld gaan vir limfdreinasie en dan baie keer daai mense het dan ook lewenslank nodig om kompressiekouse te dra. So dis 'n baie stywe kous wat jy dan op die been of die arm dra om drukking te gee om te help om daai vog wat daar saam sit dan nou op te stoot dat hy kan gaan dreineer. Dis nou soos daai tipe kouse of so wat jy gewoonlik sien die mense as hulle lang vlug of vlieg. dan trek hulle sulke kouse aan. Ja. Maar dan nou ook met daai kompressiekouse, mense kry verskillende sterkte drukkings. So daai gewoonlik wat hulle aansit wanneer hulle vlieg is 'n baie ligte kompressie. So jy kry die wat nog stywer Jy sit kry wat as nog dit. stywer sit, wat meer vir jou primêre limfideem is. So die kompressie word in millimeter kook gemeet. Nou byvoorbeeld daai wat jy aantrek as jy vlieg is so tussen 'n 15 en 'n 20 mm kook drukking wat hy gee.
as mens kyk na 'n persoon wat primêre limfedeem het, kan hy tot 'n 30 tot 40 of hoër as 'n 40 mm kookdrukking nodig hê om daai swelling onder beheer te hou. Maar dit kan nie gemaklik wees om permanent so iets te moet dra nie, nê? Dit is nie gemaklik nie, maar mense met primêre limfedeem hou van daai drukking, want dit voel vir hulle beter. Omdat die arm dit of die maak been gewoonlik so ongemaklik en groot en in die pad voel, die oomblik as hulle daai drukking aansit, dan sê hulle dit voel amazing, want So daai interessant. drukking help hulle om die been net bietjie onder beheer te bring. Ja, dis baie So, interessant. Hulle het eintlik nie 'n probleem om die drukking te dra nie, Want omdat dit dit gee beter, dit verligting. gee verligting. Dit laat hulle beter voel. En nou, skus, dis nou 'n dom vraag. Ek's nou terug op die vliegtuigtrippie. Hoekom trek die mense die kouse aan as hulle lang vlugte doen? Is dit maar die stil sit of? Dis die stil sit, ja. So die limfsisteem soek beweging om te kan funksioneer. Hy werk saam met die spiere, soos wat die spiere saamtrek en ontspan, help daai beweging om die limf aan die gang te hou. Dit stimuleer die limf. So met die lang stil sit, dan beweeg jy nie. En dan raak die limf lui, hy hou op werk en dan swel die voete of die enkels. Okay. Dis ook hoekom mens baie keer pasiënte wat mense in die ICU sien wat in komas is, hulle ook begin swel is omdat hulle nie daai normale beweging het kry nie. Ja. So die limfsisteem raak lui. Okay, dis so interessant. Dis soos ek het nog altyd gewonder hoekom trek die mense kouse aan as hulle lang. Ek het Ja. verstaan, dis jy sit lank stil, so nou trek hulle kouse aan met hierdie lang 13, 14 ure tipe vlugte, maar ek het nooit regtig besef dis as gevolg van die limfsisteem dat die kous nodig is. Ja, want die drukking help dan nou daai vog opstoot, laat dit nie daar onder in die voete Kan gaan vassit vassit nie. nie. Nou, nog faktore wat limf kan vererger, other than om stil te sit. Okay, so die limfsisteem is ook nie baie mal oor suikers, stysels en soutte nie. So mens moet maar kyk om, veral as jy 'n limfprobleem het, om daai 3 kossoorte maar in moderasie in te neem. So jy gaan nou nie elke dag 'n chocolate eet en 'n pakkie Simba chips nie, want dit gaan heeltemal te veel suiker en soutte wees. En dan die ander 2 goed is ook jou alkohol en rook, wat die limfsisteem ook nie van hou nie. So daai goed kan ook die limf dan nou blok. Okay. En dan 'n ander ding wat die limf nie oormal is nie, is warm weer. Hitte. Okay. So in die somer gaan mens gewoonlik voel jy's meer geswel. Iemand met 'n limfprobleem gaan meer voel hy swel meer in die somer as in die winter, want hy hou nie van daai hitte nie. So mens moet ook plekke so saunas en daai tipe van goed vermy as jy 'n limfprobleem het. Ek weet nie hoekom nie, maar my logika, wat duidelik verkeerd was, het nou eintlik vir my gesê hitte sal dalk help laat die limf. Want dit voel vir my so half of althans ek doen as ek koud kry, is ek heeltyd soos ek wil nie beweeg nie, ek kry te koud. Ja. Sodat koue eintlik beter is vir die limf. Beter is vir die limf, Vir die mense daar in Alaska het sekere van standaard 'n goeie limfsisteem in die koue. Truzaan, limftreinering. Ek meen daar is jy kan ek weet nie of dit foefies is nie, maar jy kan hierdie limftreinering stoele koop wat mense so vibreer, dan vibreer dit nou blykbaar jou limf. Ek self doen die rebounding klasse. Ek meen ons sien die effek met die mense daar van die limf wat traineer as die mense trampolien spring. Maar die mees effektiefste is om te gaan vir limftreinering want jy kan die spesifieke lymfnode target op die lyf soos wat dit nodig is. Waar en hoe enige iemand wat limftreinering nodig het, waar begin hulle soek vir limftreinering? Okay, so die beste is maar om, soos wat ek gesê het, dis 'n nagraadse kwalifikasie. So mens moet maar soek vir iemand wat die kwalifikasie het. Die beste manier om iemand te kry in jou area is om op LIHOSA. Nou LIHOSA is die Lymph Association of South Africa. Op hulle webtuiste te gaan. So dis www.laosa.co.za. Dan is daar 'n tab wat mens kan gaan sê find a therapist. En dan's almal dan's almal daar gelys. So almal wat die kwalifikasie het is daar gelys. So jy tik jou area in Bloemfontein, Kimberley, waar ook al jy is en hy gooi vir jou al die limfterapeute in daai area uit met hulle kontakbesonderhede en dan kan jy hulle kontak vir 'n afspraak. Sê gou vir my, is dit net arbeidsterapeute of mense in die mediese industrie wat limftreinering kan voorgaan kwalifiseer of is dit enige iemand? Dis enigiemand wat 'n 4 jaar mediese graad het. So arbeidsterapeute, fisioterapeute,
Jy kry verpleegsters wat ook die kursus gaan doen partykeer. Okay, Solank die minimum vereiste is 'n minimum vereiste van 4 jaar mediese graad. En dan kan jy gaan. En dan kan jy gaan om die Waarom jy kursus te doen. Ek voel nou soos of jy gaan spes in dit, want dis 'n baie unieke rigting wat almal nou nie ken nie. Ja, so dit is 'n gespesialiseerde veld. So dit is hoekom dit 'n baie intense kursus ook is as mens gaan vir hom. En dis al vir my, dit voel vir my dis 'n, ek wil nou sê 'n nuwe ding. As ek nou maar vat, my ma het kanker gehad toe ek op skool was en ek meen sy het eintlik van alle mense dan nou die limfdreinering nodig gehad, maar ons het daar in die platteland gesit. Ons het nie eens geweet wat 'n arbeidsterapeut nie, never mind nog wat is die limf en limfdreinering en daai tipe goeters. So dit voel vir my dis iets wat oor die algemeen meer algemene kennis raak vir die publiek daar buite wat nie noodwendig 'n mediese agtergrond het nie. Waar dit voel vir my 10, 20 jaar terug was dit bietjie meer. As jy vir iemand gesê het van limf, dan was almal soos, wat? Waarvan praat jy? Niemand ken dit nie. Nou daar's nog steeds obviously vandag baie mense wat nie weet wat die limf is nie, hens hoekom ons die podcast doen. Maar oor die algemeen het iemand al iewers iets gehoor van limf, hulle weet net nie presies wat dit is nie. So is dit, verstaan ek dit reg, dat soos julle wat nou die nagraadse kursus doen, dis nie iets wat 'n klomp jare terug so 'n groot tendens was nie. Nee, veral nie in Suid-Afrika nie. Die rede daarvoor is as jy voor 2016 die limfkwalifikasie wou gedoen het, moes jy Amerika of Europa toe gegaan het, want dis al plekke wat die kursus aangebied het. So voor 2016, so as mens kyk 20 jaar terug, was daar nie so baie limfterapeute in Suid-Afrika nie. Daar was dalk 1 of 2 wat die fondse gehad het om oorsee die kursus te gaan doen. Ja, en hulle het toe soos in Johannesburg of in die Kaap gesit, die groter stede, ja. So van 2016 af het ons 'n instrukteur in Suid-Afrika gekry wat toe nou begin het om die kursus aan te bied. So dis hoekom dit baie meer volop kom, want die geleentheid om die kwalifikasie te gaan doen is in Suid-Afrika beskikbaar. Ja. So dis hoekom dit bietjie meer bekend en meer algemeen raak nou, as ook omdat mense baie meer op gesondheid deesdae fokus, as wat hulle 10, 20 jaar terug dalk gefokus het. Ja, en ek meen ons, soos jy nou gepraat het van jy moet eintlik gesond eet. Ongesonde kos en 'n ongesonde leefstyl is deesdae half dis die tendens. Ek meen dis so algemeen. Dis regtig goed dat mense wel begin besef, hoor jy, ek moet fokus op gesondheid, ek moet fokus op 'n beter leefstyl ensovoorts, en laat hierdie tipe dinge dan ook op die radar is vir mense om te leer van dit en te besef, hoor jy, maar ek het 'n limfdreineringsstelsel hier in my liggaam wat ook moet aandag kry. En dan goue vinnige laaste vraagie. Ek weet in die rebounding experience ons dit met mense wat dalk soos regtig min beweeg of min oefen of dan nou soos jy sê 'n ongesonde leefstyl het. Nou kom spring hulle trampolien vir die eerste keer. Ek meen nou dreineer daai limf. Dan s'hulle eintlik siek die volgende dag of 2 dat hulle my laat weet, hoorie, ek het soos griepsimptome, ek voel nie lekker nie, ek voel soos regtig siek. Dit is 'n neeweffek, as ek dit so kan stel, as jou limf te veel te vinnig instantly dreineer. Met die limfdreinering soos wat julle dit doen, kry die mense ook daai siek gevoel na die tyd, of is dit meer 'n gentle approach na die limfdreinering toe? So nee, hulle party persone kry ook daai siek gevoel. So die simptome, veral as jy eerste keer kom na 'n lang tyd wat jy nou niks limfdreinasie gedoen het nie, kan mens goed ervaar soos kopseer, narigheid, sleg voel, siek wees. Dis omdat al daai gifstowwe nou losgekom het en ewe skielik is dit geflush. En nou sit 'n skok, ja, dis half soos 'n skok vir die liggaam. Okay. En dis hoekom waar die rebounding, as 'n persoon vir die eerste keer gerebound het en die limfstelsel is nou geaktiveer, dan sit 'n skok vir daai liggaam wat al die gifstowwe nou met een shot half uitgeskei word. Ja. En dis hoekom hy dan nou so reageer. En dis ook hoekom ons sê vir die mense, hulle moet genoeg water drink. Dit sal help dat jy nie so sleg voel. Dit sal help dat jy nie so sleg voel nie. Okay, so dis goed om te weet dat mense, ek wil amper sê, bewus is van die feit dat hulle kan dalk sleg voel na die tyd, dat hulle nou nie na die tyd siek is en dan is hulle soos, nee, ek wil nooit weer vir limfdreinering gaan nie, want dit maak my eintlik siek. People, dis normaal as jy siek voel na die tyd. Dis okay, ek neem aan, just power through it, dit sal beter raak met tyd, hoe meer gereeld mense doen, dan gaan die simptome minder en minder raak, en soos ek sê, drink maar net genoeg water. Jene Trozaan, dis so 'n interessante eye-opener om meer te leer oor wat eintlik binne in ons lywe aangaan, want ons almal weet, ja, ons het ons are en die hart pomp die bloed deur die are, maar so min mense besef van hierdie dreineringsstelsel in ons liggame wat
funksionerend moet wees, anders sit jy met probleme. En ek dink nou aan daai wat jy sê van mense wat gebore word met 'n limfprobleem. As jy gesond gebore is en jou limf werk 100% reg, is dit eintlik so 'n blessing, want ek dink nie mense besef dat mense wat met limfedeem van kind af sukkel, hoe ongemaklik dit moet wees om jou hele lewe lank met daai probleem te sit, en daar is nie iets wat enige iemand kan doen om dit te fix nie. Jy kan net die simptome daarvan beheer of hanteer met iets soos limfdreinering. Baie dankie. Ek waardeer dit so baie dat jy gekom het. Is daar iets daar buite wat jy nog vir die publiek sal wil sê, wat hulle sal aan moet dink of moet weet in verband met limf spesifiek of limfdreinering? Ek dink is maar net, eet maar gesond, hou die limfsisteem aktief, en as mens voel, jy raak dalk baie siek, of jy voel dalk nie so goed soos altyd nie, is dit dalk 'n goeie ding om by 'n limfterapeut uit te kom vir 'n sessie, net om seker te maak, daar is nie enige blokkasie in jou liggaam, wat dalk kan veroorsaak dat jy siek raak nie. Heeltyd siek raak nie. So ja, daar het julle dit nou, winter is hier, dit is op ons, gaan dalk vir 'n limfdreinering sessie of 2, en Truzaan, hulle kan jou ook direk kontak. Ons gaan jou kontak besonderhede somme aan die einde van hierdie video sit, so as jy nodig het om te gaan vir 'n limfdreinering sessie, nou weet julle wie om te kontak. Baie dankie.